Môre. 'n Storie wat jy al gehoor het, maar wat vanmôre mooi van toepassing is, jy weet, hierdie jong egpaar trou, die man en die vrou trou, is baie lief vir mekaar, elkeen van hulle het hulle eie professionele werk, die man is hy werk by 'n groot fabriek en sy vrou is 'n verpleegster, sy werk in die hospitaal en nadat hulle getroud is, rukkie later, toe kom baba Boetie en hulle is in hierdie chaos gedompel, van hulle wil goeie ouers wees, maar hulle moet hard werk om geld te maak en hulle slaap nie in die nag nie, want babatjie is baie wakker en ons weet almal van daai chaos wat daai tyd van hulle ou se lewe 'n bietjie inhou. En so breek Moedersdag aan en mamma werk die Sondag van Moedersdag in die hospitaal en pa besluit maar hy en Boetie gaan regtig iets baie spesiaal maak. Dis haar eerste Moedersdag, hulle gaan 'n groot storie maak. En hy bel haar vriendin wat saam met haar werk en hy sê man, ek wil iets groots doen. Hou aan 'n bietjie besig daar by een van die pasiënte omtrent so laat in. Hy doen groot moeite. Hy het lekker goed gekoop en hy het 'n ballonraamwerk gebou en hy het blomme gekoop en alles en op die afgespreekte tyd die Sondagoggend ry hy ry hospitaal toe, haal die blomme uit, die ballonne en dis te lekker om op te slaan vir die geleentheid en toe nou tyd word, toe bring die vriendin toe nou vir ma in en is gelukkige Moedersdag en dis so groot en dis so lekker en alles. En vir die oomblik en alles is by, maar soos matrone altyd maak, staan matrone daar agter en nadat herinner sy dis nou klaggeparty, daar's pasiënte wat wag. En mamma is terug na pasiënte toe en pa met hierdie hele kaboedel weer wat hy opgedra het met en nou afdra, maar hy besef toe, maar dit is nooit so lekker om die goed terug te dra as wat dit is, want ek meen nou is dit net werk, verstaan? En die wind waai toe hy by die kant kom en die blomme wil uit die pot uitwaai en nou het hy vir babietjie en hy die blomme en hy het die blomme daar op die mat en hy gooi die water uit laat die blomme nie omval nie en met 'n groot gesukkel in die wind het hy die ballonne teruggestoei in die kar en alles. Toe by die hospitaal se hek uitry, toe sien ek daar's 'n klomp ouens wat vir hom groot arms waai en hy sê vir homself man, hulle dink ek's baie oulik is omdat ek ballonne en goed in die kar het, die hele kar is vol ballonne, jy weet. Hulle is net besig om vriendelik te wees. En hy ry by mense verby, maar almal blaas vir moeder en waai vir hom en beduie vir hom en alles. En toe op 'n stadium is daar ou wat langs hom ry en hy beduie. En die ou trek so al voor hom in en toe hy toe nou breek, toe hoor hy net donk. Toe hy uitklim, toe Boetie binne in sy stoeltjie bo op die kar gestaan en toe val Boetie van die kar se dak af. En gelukkig is Boetie binne in die stoeltjie en hy's redelik beskerm, hy het nie seer gekry nie. Maar almal stop en almal is net so stop haar polisieman en daar's 'n verslaggewer wat daar verby ry en stop en die ou se skande is toe redelik ernstig oralster op die nuus, weet. Nou wil ek vanmôre gou vir jou 'n vraag vra. As jy nou vanmôre 'n gesprek het, iemand vra vir jou, op watter kant van die gesprek staan jy? Want een kant van die gesprek sê, ag, sies tog die arme man. Hy was net besig, hy's moeg, hy het min geslaap, al daai goed, hy verstaan dat babatjie op die dak vergeet is. En die ander groep wat sê, dit is onvergeeflik, jy kan nie so 'n fout maak nie. Soos iemand gesê het, mense kan sien, hy's nie die ma sal nooit so 'n fout maak nie. Ek het slegte nuus vir ma's, ek het al gesien wat se foutjies ma's maak. So in watter een van hierdie twee kategorieë sal jy jouself nogal sit, in hierdie argument? Terwyl jy jouself in 'n kategorie plaas, kom ons word vir 'n oomblik stil. En ons wy net hierdie oggend aan Vader. Here, dankie dat ons vanmôre in die woord kan kuier. Dankie dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons van u onbeskryflike groot wysheid kan afsmeek. Vader, want ons eie lewenstoestand is so dat ons reuse foutjies maak. Ons het dit nooit beplan nie. En Here, as ons weer sien nou het dit gebeur en dan is daar 'n wêreld rondom ons wat ons nogal veroordeel of nie veroordeel nie. Maar Here, ek's baie keer in dieselfde situasie met 'n babatjie op die kar se dak. Ek wil vra dat u vanmôre vir my die genade gee om u woord te kan verstaan. Amen. So, die vraag is, ons praat vanmôre oor hierdie reuse foute wat ons maak. Party van hulle is baie openbaar en opsigtelik, ander van hulle is minder opsigtelik. En ons kan dit nou 'n duisende soorte name noem, maar die een naam wat ons dit nie wil noem nie, want dit het baie onpopulêr geword in die tyd waarin ons lewe, is om van dit te praat as sonde. En die oomblik as ons erken dat dit nie 'n glipsie was nie, of dat my aandag nie gegly het nie,
maar dat ek iets verkeerd gedoen het, dat ek sonde gedoen het in die oë van die Here, dan help dit my verskriklik baie, want dan kan ek antwoorde kry. Die oomblik as ek praat van glipsies en allerlei goed en dit verdoesel op allerlei ander maniere, soos die wêreld waarin ons leef het graag wil doen, kan ons nie 'n antwoord daarop kry nie, en die wêreld wil nie hê ons moet 'n antwoord daarop hê nie. Maar die oomblik as ons dit noem vir wat dit is, die glipse wat ons teen God maak, die glipse wat ons in ons geloof maak, of die glipse wat ons in die wêreld maak, en ons sê, maar dis sonde, dis teen die wil van die Here, dan kan ons goeie antwoorde kry. En die vers wat ek vanmôre eerste wil lees is Romeine 8 vers 1 en 2. En kom ons praat net so vir 'n oomblik daar. Romeine 8 vers 1 begin, hy sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees, wat jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En dit klink nou vreeslik mooi nie, want ons lewe in 'n kerk en in 'n tyd wat net vir ons leer van, daar's niks wat jy verkeerd kan doen nie. Die Here is so lief vir jou. Jy weet, daar's geen gevolge vir jou dade nie. Alles is net goed en alles is net reg. En op 'n manier het ons 'n valse gerusheid ingestap. Dat jy eintlik alright is, maak nie saak hoe min jy in die kerk is nie, maak nie saak hoeveel tyd jy aan die Here se verhouding spandeer, of hoe moet aandag jy daaraan spandeer nie. Ons is almal alright, ons is almal gered, want almal van ons is kindertjies van liewe Jesus. Want die Bybel sê vir ons is kinders van die Here, en dit is waar. Maar ek wil vanmôre dat ons na die ander kant kyk daarna, en sê, dis nie heeltemal so waar nie, want die gedeelte in Romeine 8 is eintlik 'n gedeelte wat soveel meer sê as Jesus is lief vir jou, daar's niks wat jy kan doen wat kan maak dat jy in die hel kom nie. Daar's niks wat kan maak dat jy verlore gaan nie, which is not true. Want as ons nou hoofstuk 7 gaan kyk, en ons kyk na dit wat in hoofstuk 7 staan, en dan maak hoofstuk 8 eers sin. En ek wil gou teruggaan en vra, as mens gaan aan Romeine 7 dink, as mens aan Paulus dink, daar's baie geloofshelde in die Bybel, maar Paulus is definitief een van die geloofshelde in my oë. Hy's 'n ou wat nogal goed kon verstaan en goed kon deurpraat. As ek na Paulus kyk, dan sien ek Paulus in my kop as hierdie prentjie wat ons in die Serbisch-Ortodokse kerk gesien het, van hierdie pragtige houtskildery van Paulus, en dan om Paulus se kop is daar so 'n goue ring, jy weet. Maar die vraag is, as Paulus na homself gekyk het, wat het Paulus gesien? Is dit die prentjie wat Paulus van homself het? En dis vanmôre die vraag wat ek vra, watse prentjie het jy vanmôre van jouself as 'n sondige wese? Is jy hierdie sondige wese wat jouself op hierdie plek sien waar jy so goue heilou om jou kop het en jy slaag gered omdat jy nie verstaan nie? Of sien jouself, en ek wil hê ons moet miskien vanmôre na onsself kyk, soos Paulus na homself gekyk het deur sy eie oë. En dit wat Paulus deur sy eie oë raak sien van homself is anders as die prentjie wat ek van hom het. En ek wil so by 4 gedeeltes stil staan vanmôre. Die eerste gedeelte is Romeine 7 vers 14 en 15. En hierdie gedeelte sê, ons weet tog dat die wet geestelik is. En Paulus, hy beskryf die ding en hy sê, maar die wet van God, die 10 gebooie wat die Here vir ons gegee het, wat hy in die Ou Testament gegee het, wat Jesus nou die 2 gebooie toe kom vertaal het in die Nuwe Testament. Paulus sê, ons weet dat die wet geestelik is. Met ander woorde, dit wil 'n heiligheid by ons oopmaak. Dit wil by ons, hy sê, ons weet dat die wet geestelik is. Maar dan sê hy, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. En Paulus beskryf in hierdie een sin, beskryf hy presies hoe ek voel oor myself. As die mense dan van buitekant af kyk, dan, Henk, jy is die dominee en alles. Maar as ek na myself kyk, dan sê ek, maar ek weet God is heilig. Ek weet die werk van God wat ek doen is heilig. Maar as ek na myself kyk, dan sê hy, maar ek is aards. Met ander woorde, ek is in hierdie aarde gebore met sy sonde, en die sonde sit aan my vas. En hy sê, soos 'n slaaf aan sonde verkoop. En die beeld wat Paulus gebruik is 'n pragtige beeld. Daai ding van 'n slaaf in die Bybelse tyd is verkoop aan iemand anderster, en hy is die eiendom van daai persoon wat hom gekoop het. En Paulus sê, die probleem is, ek is 'n slaaf van sonde,
Nie omdat ek die sonde bly doen nie, maar omdat ek aan sonde verkoop is. Ek begryp self nie wat ek doen nie. En dis Paulus wat die Bybel ken. Ek begryp self nie wat ek doen nie. Hy sê, maar wat ek haat, juis dit doen ek. En dan skiep Paulus so 'n paar frase. Hy sê, dit wat ek nie wil doen nie, hy sê dit dat ek dit nie wil doen nie. Wat ek wil doen beteken dat ek toegee dat die wet goed is. En dan gaan Paulus bietjie verder en ons gaan kyk daar by vers 18 en vers 19. En dan sê hy dieselfde ding oor. En die rede hoekom hy dit oor sê, dit is so belangrik vir Paulus in sy selfverklaring, in sy ondersoek na homself. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dis vers 19. Vers 18 beskryf dit. Hy sê, waar kom ek vandaan? Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Die feit dat mens vir jouself kan sê, maar jou hart is die plek waar God bly, maar ons is elke keer is ons besig om met die gang van die lewe, is ons besig om God uit ons hart te skop. Ons is besig om God, ons sê God bly in die hemel, maar God het 'n tydelike woning op aarde, en die tydelike woning is my hart, maar elke keer dan, die Engelse woord is evict, ek sit God uit my hart uit, jy weet, dis soos wanneer jy iemand wat in 'n blyplek by jou hier, in 'n woonstel of 'n ding, dat jy 'n hofdokument kry en jy sit hom uit. Ons is besig om dit die hele tyd te doen, want ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Nee, en dan sê hy, maar nie in die sondige aard nie. Hy sê, daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. En dan kom die bekende gedeelte, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En die vraag is, as ek aan Paulus dink ek Paulus gaan eendag in die hemel wees. Ek is amper oortuig daarvan. Maar Paulus verduidelik dat selfs hy, soos ek en soos jy, met die wese van sonde stoei. En dan gaan hy verder in vers 22, hy sê, diep in my wese vind ek vreugde in die wet. Met ander woorde, ek weet dis die regte ding wat ek moet doen. Omdat hy fariseer was, het hy die wet goed geken. En hy sê, ek vind vreugde in, maar ek vind dat my doen en late en 'n ander wet in stryd voer met die wet van die gees. En dis die probleem waarmee ek sit. En ek raai, dis die probleem waarmee jy ook sit. Dat ons baie keer net moedeloos raak met die situasie, dat ons nie verstaan hoe werk hierdie ding, want Paulus verstaan iets van homself, maar hy verstaan ook iets van die Here. En daarom wil ek dan van vers 24 af tot by hoofstuk 8 vers 2 lees. Hy sê, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Met ander woorde, as ek aan myself oorgelewer is, of as ek al doen ek die wet van die Here en ek probeer my wet en dis elke dag gesê. Hy sê dis nog steeds die einde daarvan is 'n doodsbestaan. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Hy sê aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. So is dit juis met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar met my doen en late dien ek die wet van die sonde. En dan kom vers 8. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En nou verstaan mens waar dit gaan. En ek wil hê ons moet vanmôre vir 'n oomblik stil staan. Paulus sê, man, ek sou pad hel toe. En dis die probleem. Elkeen van ons dink ek sou pad hel toe. Ek moet nou net weer so 'n paar goeie goedjies doen dat ek net weer so die hel bietjie kan sidestep. En Paulus verstaan iets vanmôre wat hy aan my wil verduidelik. Hy sê daar bestaan geen stelsel in ons van sonde versus nie sonde nie. Paulus verduidelik baie mooi vir ons, elkeen van ons wat hier is in 'n toestand van sonde. En ons het verkeerdelik geleer dat daar 'n toestand van sonde is, waarin God nie van my hou nie, God haat my, God gaan my nie in die hemel laat kom nie, dit weerhou my van die hemel. En dan is daar 'n toestand van geen sonde nie, en daar word ek vir die Here aanvaarbaar, en daar gaan ek hemel toe. Paulus sê baie mooi verduidelik, as jy so oor die Here dink, as jy so oor sonde dink, dan is jy in groot moeilikheid. Want daar bestaan nie 'n toestand van geen sonde nie. Nie in ons geval nie. Die tweede ding wat hy sê,
Hy sê elkeen van ons, dis 'n menslike toestand dat elkeen van ons met sonde veg. Die enigste een wat nie met sonde veg nie, is Christus Jesus wat op aarde gelewe het, en God self. Ons weet nie van die engele nie, maar ek dink so. Maar dis deel van my DNA. Sonde is deel van my DNA. En elke mens het dit. Kan ek loskom van die sonde? As ek na Paulus kyk, Paulus het hom doodgestoei elke dag om los te kom daarvan. En ek weet nie of Paulus het reg gekry het nie, maar as ek hier lees na wat Paulus sê, dan lyk dit nie of Paulus reg gekom het elke dag nie. En dis maar baie soos ek stoei en jy ook. Ons stoei elke dag met ons sonde. Kan ek sonder sonde word? Definitief nie, want dit is nie DNA moontlik. Volgens my DNA is dit nie, dis nie moontlik vir my. Ek kan nie sonder sonde word nie. Maar wat ek wel kan doen, en daarin lê die antwoord in Christus Jesus. Daar is nou dus geen veroordeling in Christus Jesus nie. En hier lê die sleutel van dit wat ons moet verstaan. Want die sekuriteit van my verhouding met God maak my vry dat ek elke dag wonder of God vir my kwaad is. Ek wil dit staar vir jou sê, die sekuriteit van my verhouding met God, die manier hoe ek met God praat oor my ontbyt, die manier hoe ek met God praat oor my lewe, die manier hoe ek God praat oor my tekortkominge, die verhouding tussen God is die sekuriteit wat my vry maak of ek wonder of God vir my elke dag kwaad is. En dis die grootste krisis in die kerk, dat mense sit met skuldgevoelens in die kerk, want hulle dink God is kwaad van hulle, omdat hulle goed verkeerd gedoen het. Dis jou aard. Die vraag is, wat is die verskil, as mens gaan kyk na Openbaring 20, tussen die ouens wat op die kant staan, en van die kant af bly, Here, maar nou sien ons die waarheid, nou wil ons graag glo, en Jesus sê vir hulle, dis nou te laat. Wat is die verskil tussen hulle, en die ouens wat voorsit, dit wat Dawid in Psalm 23 beskrywe, en ek sit aan in 'n feesmaal in die hemel, ek is 'n eregas. Wat is die verskil tussen die twee? Beteken dit, hierdie lot het nie sonde gehad nie, en daai lot het sonde gehad? Nee, almal het sonde. Almal het sonde. Almal van hulle is presies dieselfde. Die enigste verskil is, en ek wil jy met my baie mooi hoor vanmôre, die een is, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar's wel veroordeling vir die wat in hulle self is, of die wat in die wêreld is, of die wat in voorgee is, of in die wat in rykdom is, en ek kan aangaan met die lysie. Jy moet vanmôre vir jouself die vraag vra, is jy in Christus, of is jy nie in Christus nie? Want die vet weet, daar is nie veroordeling as jy in Christus Jesus is nie. Ek gaan vir jou vra. Maar as jy nie in Christus Jesus is nie, dan is daar 'n pad wat jy gaan stap. Amen. Vader, jy is nie besig met doom en gloom nie. Jy is besig om vir ons die waarheid te leer. En ons hou daarvan op 'n verkeerde manier oor goed te dink, want ons is gemaklik met ons manier van dink, want dit vra vir ons so min. Van ek is nie regtig in U nie, maar as ek net 'n paar goedjies doen, as ek net 'n paar rand vir die kerk gee, as ek net 'n bietjie liefdadigheid doen, 'n paar rand vir arme mense gee, of bietjie kossies vir arme mense gee, dat ek so eintlik die minimum vereistes voldoen, dat ek eintlik so half uit die plek uit kan skei waar U vir my kan kwaad wees, want dan kan ek myself vir U regverdig, van as ek nie 'n goeie mens is nie, Here, maar ek het niks in my verhouding met U belê nie. Dis lekker om te glo, daar's 'n toestand van sonde en 'n toestand van nie sonde nie. En dat in die toestand van nie sonde nie, ek eintlik vry is voor U, en die toestand van sonde is ek verwerp. Paulus beskryf baie mooi vir my, daar is nie 'n toestand van geen sonde nie, daar is net 'n toestand van sonde in Jesus Christus, en 'n toestand van sonde nie in Jesus Christus nie. Vader, 'n sonde van toestand in U, of 'n sonde toestand van nie in U nie, dit maak nie saak of jy in die kerk kom of nie. Ek vra dat U vir my wysheid sal gee, dat ek die keuse sal maak om in U te lewe. Amen. Mag jy vanmôre die wysheid uit God se woord kies, dat jy sal onderskei. Dis nie 'n ding wat die Here vir jou kan doen nie, dis nie 'n ding wat jy kan terugsit en self ontvang en wat in jou skoot geval het, dis 'n besluit wat jy moet maak. Of jy is in God, of jy is nie in hom nie. Onder op die skerm, as jy 'n bydrae wil maak, mag die Here jou seën die week. Amen.